Goeienaand. Glo dat dit met jou goed gaan en dat jy een besonderse Sondag agter die rug het. Vir my Pastor Stef altyd lekker om saam met jou te kuier en ag man, hoe vinnig het ou naweek verbygegaan. Maar hier staan 'n paar vakansiedae in April wat voorlê en ja, 'n paar dae wat ons 'n bietjie kan breek, nê. Dit is vir my lekker om sommer maar net so 'n bietjie stil te word en saam jou hierdie week in te gaan in gebed, hierdie week in te gaan met 'n besonderse woord wat ek ook sommer maar net met jou wil deel en mag dit ook sommer, jy weet, jou tref en jy dit ter harte neem. En vir jou op Facebook, TikTok, altyd lekker om saam julle te kuier. Ek kom agter dat die winter is besig om in te tree hier by ons in Gauteng. En skielik is seisoene besig om te draai. Natuurlik maak jy jou ruitte toe in die aand, want ja, jy voel sommer maar 'n bietjie, so 'n ou koue briesie wat inkom. En dan sê ou, maar gaan neig om maar daai dewy uit die kas uit te gaan haal. Wonderlik om te sien hoe dit reën in dele en in streke. En ek was in Rustenburg gister en Vrydag in Parys en dit was op die pad. Dit was dit reënerig, dit was nat. Die Vaalrivier loop sterk. Die sluise, ek hoor nog 'n sluis is oopgemaak en kyk na Hartbeespoortdam en kyk na die rivier. Ek is vanmiddag daar by my ma weg en ek ry so om die dam, hulle bly langs die dam. En waar jy kyk is net water. En dan besef jy, wow, jy weet, die Here kyk na ons. En daar's streke natuurlik waar daar nog geen reën geval het nie. En vanaand wil ek tog ook sommer dat ons ook intree vir daai plekke en streke waar daar geen reën is nie. En dan wil ek ook vanaand vir jou sê, jy is op die beste plek op 'n Sondag aand. Ek kan nou nie sien daar by my wys dit of daar enige goed op die skerm kom op Facebook nie, maar ek glo daar is seker en baie welkom vir elkeen wat kommentaar lewer en sommer, jy weet, maar net ingeskakel is. Mag die Here jou ryklik seën. Ek wil tog noem en ek sien daar's mense sit my nommer opsit op TikTok en dan ook op Facebook vir 'n eenvoudige rede dat jy kan inskakel en vir my 'n WhatsApp stuur en sê, Stef, laai my op julle groep. Nou, as jy dit op die groep laai, beteken ook dat jy's op my WhatsApp nommer. Nou daar op die groep plaas ek boodskappe wat ek in die aand bedien in PDF formaat, maar dan het jy daai WhatsApp nommer. Daai nommer kan nie gebel word nie. Hy kan net boodskappe ontvang. So jy kan boodskappe stuur vir gebedsversoeke op daai blad. En ons probeer soveel as moontlik daai gebedsversoeke op gebedsgroepe sit en vertrou die Here vir 'n deurbraak. En vertrou ook vanaand dat dit wat jou hartsbegeerte is, dit wat jou gebedsversoeke is, ook tot vervulling sal kom. En dan vanaand wil ek werklik vir jou sê, mag hierdie ook 'n aand wees van verkoeking, mag hierdie 'n aand wees waar jy sommer net sien en beleef en ervaar ook God se hand en sy krag en jy ook net weet dat God is in beheer. Ek wil vanaand sommer maar net met jou 'n bietjie gesels oor, het jy al ook soms angstig gevoel? Nou wel, ons gaan vanaand bietjie daaroor gesels, maar voor ons by dit kom, wil ek sommer maar net saam met jou bid. En Here, hier's 'n Boeta en 'n Sissa wat saam met my kuier vanaand, wat werklik ook hartsbegeerte het om meer van U te leer, meer van U te ervaar. Here, my begeerte is om meer van U in my lewe te sien, meer van U te ervaar en te beleef. Here, baie dankie dat vanaand ook ek die geleentheid het om aan hierdie kant van die kamera te sit, om maar net 'n boodskap te deel. As mens, nietig, ook sondaar, deur die genade gered.
om hierdie geleentheid te kan gebruik, Here, om sommer maar net hierdie onfeilbare woord wat ek so voor lief is, te kan deel met mans en vrouens reg oor die wêreld. Mag jy vanaand, waar jy sit en luister na hierdie boodskap, vervuld wees, gevul wees met sy krag en met sy nabyheid. Hier waar ek sit in hierdie jy weet in hierdie sessie, is dit my gebed dat jy net beleef en ervaar sy krag en sy nabyheid. Mag jy in hierdie week dit wat jy voorbid, die wonderwerk sien. Mag die deurbraak plaasvind. Mag jou genesing wat jy van God af bid, gestalte neem. Kan hierdie ook die oomblik wees in jou lewe waar trane afgedroog word. En Here, baie dankie dat U vanaand elkeen vashou. Dankie dat U vanaand nie gekoppel is aan ons idees van Here, dat U net tot in 'n mate kan voorsien nie, maar Here, dat U nie beperk is om te voorsien, dat U nie beperk is om aan te raak nie. Here, ons is so geneig as mens om U te beperk. En ons bely vanaand dat ons elke beperking vanaand aflê en vanaand elke vrees, elke angs vanaand neersit en vanaand dankie sê dat ons maar net kan kom soos ons is. En vanaand U eer, U aanbid, U aangryp in elke faset, ook so van ons mens wees. Here, word verheerlik in hierdie man en vrou se lewe, is my gebed in Jesus se naam. Aan die einde van vanaand se program wil ek saam met jou bid in 'n besonder vir daai hartsgebed. Daai hartsbegeerte vir die deurbraak en ek sien net soveel keer. Ons is nie een waar ek nou is, was ek nog nooit in my lewe nie. Ek wil jy met my baie mooi hoor. Waar jy vanaand is, was jy nog nooit nie. Jy kan wel terugkyk en sê ek was daar gewees. Maar waar ek nou is, was ek nog nooit. En baie keer omdat ek en jy nog nie in die besef is dat God wil homself kom openbaar in die nou oomblik aan jou en my. Is ons baie keer geneig om vorentoe te wil kyk. Ons is al bekommerd oor môre en oormôre. En baie keer is dit so dat dit wat ek en jy vrees nooit gebeur nie. 99,9% van dinge wat ek vrees gebeur nooit nie. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê. Baie van die goed wat jy oor bekommerd is en wat jy oor angstig is, gebeur nooit nie. En terwyl jy nou daar sit en saam kuier en dalk as jy al in die bed of dalk sit jy nou onder die kombers of dalk as jy vanaand sit jy en eet peanuts en vanaand sit jy dalk met 'n lysie voor jou en jy weet nie hoe dinge gaan uitwerk nie. Jy lê 'n hele maand voor jou. Weet ek vanaand, jy dalk sit met 'n ekstra plaat op jou tafel. Jy sit met 'n boodskap wat jy nie weet hoe om terug te antwoord nie. Jy sit vanaand met drome wat jy gehoop het sou al verwenslik en jy weet gemanifesteer het en daar was 'n ongeluk, daar was 'n klop aan die deur, daar was iets wat gebeur het wat jou verhinder het. Mag hierdie vanaand 'n boodskap vir jou wees. In die week het ek 'n paar boodskappe voorberei en terwyl ek in die nagtelike ure gesit het, praat ek nou amper soos 'n predikant, nagtelike ure. Terwyl ek in die oggendure net sit en besig is om te skryf en besig is om 'n paar aantekeninge te maak en ek het 'n Bybel in die sitkamer, ek het 'n Bybel in die waar ek uitsaai, ek het 'n Bybel langs my bed. Ek het oralste iewers 'n Bybel want ek is baie lief vir die woord. En partykeer praat die Here met my op tye en omdat ek 'n kort termyn geheue het,
is ek baie keer geneig om dinge te vergeet. Ek weet nie van jou nie, maar ek is baie keer geneig om iets te ontvang, en as ek dit nie gaan neerskryf of gaan intik op my slimfoon nie, dan gaan binne minute dit verdwyn. En hierdie vers kom by my op, en kom hierdie vers by my op uit Jesaja 41, en dit is vir my so duidelik wat die Here vir my sê, deel hierdie woord. Hy sê in vers 10 in Jesaja 41, moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommer wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Ek wil dit weer vir jou lees. En jy moet hierdie vers joune maak. As hy sê in Jesaja 41, moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommer wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Is dit nie mooi nie? En Jesaja 41 lees ons hoe die woord van die Here na sy kinders toe gekom het, toe hulle moedeloos, bang en angstig was. En hierdie volk van Israel was in ballingskap toe hulle hierdie woorde gehoor het. Hulle het alles verloor. Hulle het hulle huise verloor, hulle besittings, hulle menswees, hulle beroepe. Hulle het van hulle eie mense aan die dood afgestaan. En hierdie gedeelte tref my diep, om te sê dat in 2025 is hierdie eintlik, voel dit so asof hierdie gedeelte vir my geskryf is en vir jou geskryf is vir 'n oomblik soos hierdie. Om vir jou en my te sê dat waar jy jouself nou bevind in hierdie oomblik, in hierdie maand, by jou besigheid, by jou werk, by jou huwelik, in elke faset, kom die Here en hy sê, jy hoef nie bang te wees nie. Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie. En tog is ons geneig om te sê, maar Here, hy sê ek versterk jou. Ook help ek jou. Ek hou jou styf vas. Hy sê ek hou jou vas, en ek wil eintlik die woordjie styf vashou insit, want die Here sal my en jou nooit begewe, hy sal ons nooit verlaat nie. Hy sê ook, help ek jou met my eie hand. Die ander vertaling praat van my regterhand, red ek jou. Hierdie mense het alles verloor. Hulle het in ballingskap gewees. Hulle het dit wat hulle identiteit was, hulle is 'n stroop van hulle menswees. En hier lê 'n nuwe week voor jou en 'n nuwe kwartaal, 'n baie kort breek gewees. En die toekoms was vir hulle donker. Jy kyk na April en Mei en Junie wat voor lê en jy sê Stef, 2025 lyk vir my donker, hierdie kwartaal, hierdie maand lyk vir my donker, my situasie lyk vir my donker. Die toekoms was vir die volk donker gewees. Dit laat dink my aan mensies wat ek ken, wat op hierdie stadium ook iewers in 'n donker gat sit. Hulle het nie meer hoop nie. Selfs die volk het geen hoop gehad nie. En vir baie van hulle was hierdie ballingskap boonop 'n geloofskrisis. 'n Geloofskrisis? Hoe kan dit tog gebeur, sal jy vir my sê? Was hulle dan nie hierdie uitverkore volk van God gewees nie? Ek dink as ek en jy vanaand tog maar vir mekaar eerlik sal sê, as storms kom, die
het ons nie partykeer ook maar daai geloofkrisis? Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak wat jy het en waar jy jouself bevind nie. Het die Here vergeet dan van sy beloftes? Stel vir die Here van my vergeet. Was die Babyloniese gode dan magtiger as God? Is God dan saam met die tempel verwoes? Waar is hy? Hy het dan opgestaan, die dood oorwin, sodat ek kan oorwin. En hoekom sit ek in hierdie krisis? Wel, midde in hierdie mismoedige, byna troostelose omstandighede, hoor hulle hierdie bekende stem van God, wat vir hulle sê in Jesaja 41 vers 13, ek is die Here jou God. En ek dink dalk is dit so gepas, met die begin van 'n nuwe week wat voorlê, tans in dit wat jy jouself in bevind, wat jy sien en ervaar, en dalk voel jy mismoedig, dalk voel jy teneergedruk, dalk voel jy lam en tam. Wil ek jou herinner aan hierdie gedeelte in hierdie aand, wat die Here kom self persoonlik vir die volk kom sê, maak dit 'n persoonlike saak tussen jou en God vanaand. Maak hierdie 'n persoonlike belydenis om te sê, die Here my God is by my. Hy sê in Jesaja 41, ek is die Here jou God. Hoe lekker is dit om vir jou kinders te sê, as daar 'n storm opsteek en jy's in 'n kanoe op die water, om vir hulle te sê, moenie bekommerd wees nie, I got this. Dis so lekker dit is om vanaand te kan weet, dat God ook my vangnet is, ook in beheer is. Dit is die fundament. Hoe kan ek dit anders? Ek kan dit nie anders te stel as om te sê, dat U is my fundament van troos. In elke area wanneer ek in nood verkeer, in elke area waar ek angstig is, dit maak nie saak wat jy is, maak nie saak wat jy het, wie jy is en waar jy vandaan kom nie, deur wat jy gaan nie. Dink die Here kom en hy wil by jou kom sit vanaand. Hy kyk na jou en my. Jy wat op TikTok luister en op Facebook, hou hierdie in gedagte. Ek is die Here, jou God. Dit gee my sommer daai gemoedsrus. Dit bring daai rustigheid met die wete dat God is in beheer. Dit bring my by 'n plek om vanaand rustig te raak met die wete, hy is in beheer. Hy gee my die sekerheid dat April maand, hy gee my die sekerheid dat hy is in beheer van 2025. Die sekerheid dat lyk die regering hoe, die sekerheid al lyk hoe jou verhouding, jou kinders en jou mensies, jou gesondheid, ek is met jou. Ek is die Here jou God. Die wonderlik is, dat Abba Vader staan in 'n persoonlike verhouding met jou en met my. En hierdie besonderse verhouding word in vers 8 en 9 aangetoon in Jesaja 41. Met baie liefde beklemtoon die Here hierdie intieme verhouding wat daar bestaan tussen God, tussen hom en die mense met wie hy praat. Daar bestaan iets moois. Kom ons trek 'n penstreep deur van Jesaja terwyl die skrywer besig was en terwyl dit neergepen is tot in hierdie oomblik, in hierdie dispensasie. Hy kom in Jesaja 41 en hy sê in vers 10, hoor hulle hierdie gedeelte wat hy sê,
moenie bang wees nie. Ek is by jou. Woorde wat deur die Bybel weerklink, deur dik en dun, was, is en sal altyd die Here vir sy kinders wees. En van die begin af was dit so. En ek wil vir jou herinner, of ek wil dit eintlik, ek kan dit nie meer oor beklemtoon, dat God is in die nou oomblik. God is selfs in daai storm wat jy jouself in bevind. Baie keer is ek geneig om uit te mis. Baie keer is ek geneig om hom te mis. Hy sal by jou wees tot aan lente vandaan. Hierdie is nie net woorde wat oor my lippe gespreek word nie, dit is die woord van God wat dit sê. Kom hy verder. En so was die Here by Moses van sy geboorte tot by sy dood. En vanaand kan ek vir jou sê in jou huwelik, in jou verhouding, in jou besigheid, in elke area. Hy is met jou. Soos 'n goue draad loop die beloftes van God se teenwoordigheid van die Here deur die hele Ou Testament, deur die hele Nuwe Testament. En 2000 jaar later, hier waar ek en jy nou sit, waar die woord nog steeds relevant vir jou en my is, stel hy nooit teleur nie. En in die Nuwe Testament lees ons dat Jesus, wat hy sê Immanuel, God met ons. Jy sien, hy het self beloof. Is dit nie mooi dat hy tot die volëinding van die wêreld altyd, volgens Matteus 28 vers 20, by sy kinders sal wees nie? Hieraan mag en kan ek en jy nie twyfel nie. God is by ons. Al loop alles in jou lewe tans skeef, al voel jy dat dinge nie vir jou uitwerk nie. As ons hoop verloor en angstig raak, hou dit in gedagte dat God het alles in die holte van sy hand. Meer nog, Israel, hoor verder ook nog van die Here. In Jesaja 41 vers 10, wat hy sê, ek versterk jou. En vir my nou, met die wete dat hy my sterkte is, bring dit my by die volgende. ek het God aan my kant. Niks is dan te groot. Niks is dan te wyd. Niks is dan te donker, want hy sê, ek versterk jou. Is dit nie altyd lekker gewees as jy by die skool dalk in die moeilikheid was en jy het 'n sterk maat gehad? Dan het jy daai kaart gehad wat jy altyd kan speel. Van, as ek in die moeilikheid is, kan ek altyd net omdraai en 'n oog knip en hy sal inspring en my help. Is dit nie wonderlik om te weet dat in 2025 ek en jy hierdie wonderlike versekering het, dat ek is deur jou God wat jou versterk. Jy sien, die teenwoordigheid van die Here is nie passief nie, maar is eintlik 'n versterkende teenwoordigheid. Hy het aan hulle krag gegee. En ek weet dat waar jy tans jouself bevind, dat die Here ook vir jou wil krag gee. Dat jy ook kan aanspraak maak op sy heerlikheid, dat jy kan aanspraak maak op sy hulp en sy sterkte en sy beskerming. Ek versterk jou.
Is my lekker om vanaand sommer maar net hier te sit en te dink, of nie net te dink, maar te weet, hy is my sterkte, hy is my toevlug, hy is my alles. En wanneer dinge uitmekaar val en voel of alles uitmekaar rafel, en ek my, kan ek die woord gebruik, my grip verloor in my lewe, om te weet dat hy is my hulp en my sterkte. Hy is my krag om my situasie in die oë te kyk. Krag om skouer aan die wiel te sit, om iets omtrent dit te doen. En dan gee die Here my krag om voort te kan leef. Dit bring my by die volgende. Jy dalk ophou leef. Jy dalk ophou droom. Jy dalk opgegee op jou drome. Jy voel jy's passief, jy voel niks maak meer sin nie. Hy gee my en jou hoop en krag en sterkte om juis nou te besef, hier is my krag, hier is my sterkte en ek kan aangaan want die God is. Wat vir my so mooi is, toe Jesus in die tuin van Getsemane angstig geraak het. Ja, jy hoor my reg. Het God hom versterk. En kon hy opstaan en kon hy daai Via Dolorosa, daai kruispad eind uit loop. Toe Paulus in die tronk was, het die Here hom so versterk dat hy selfs uit sy tronk uit volgens Handelinge 16 kon sing. En voortgaan met sy roeping, voortgaan met sy bediening uit die tronk uit. Wat sê ek vir jou? Ek dink ek moet uit my situasie hier in April, ek moet uit my omstandighede in 2025 begin om die Here te loof en te eer en te prys. Jy het ook vanaand 'n knoop wat jy oorbid vir wysheid wat moet losgemaak word. 'n Knoop wat moontlik jy terughou, wat jy nie weet watter keuses om te maak nie. Jy moet al keuses maak in hierdie maand. Jy moet al keuses maak in hierdie week. Dalk voel jy dat jy is die mekaar. Jy is moedeloos. Ek het geleer. Ek wil jy moet mooi hoor wat ek vir jou sê. Ek het geleer dat in my situasie om nie op te hou die Here te loof en te eer en te prys nie. En nou wil ek vir jou sê om waar jy tans in is, waar jy tans 'n antwoord nodig het, begin die Here te soek. Begin die Here te prys. Moenie bang wees nie, want die Here versterk jou en die Heilige Gees het mos juis gekom om jou te vertroos. Die Heilige Gees het mos juis gekom om jou te lei in alle waarheid. Die Heilige Gees het juis gekom om ons te versterk. Hoekom het die Heilige Gees gekom? Met die versekering toe Jesus opvaar, het hy gegaan om vir jou my plek voor te berei.
En nou praat ons van angs. Dan wil ek vanaand vir jou sê, dit is hierdie belofte aan elkeen wat voel dat ek is dalk verlam deur angs. Ek is moedeloos. Jy sien, deur die krag van die Gees van God kan ek hierdie angs oorwin. Deur hierdie belofte wat ek vir jou gelees het in Jesaja 41, deur daai belofte myne te maak, bring dit oorwinning. Bring dit deurbraak. Wat sê ek vir jou? Moenie bang wees nie. Ek is by jou, sê die woord, ek versterk jou, ek help jou, ek vat jou in die hand, ek hou jou vas. Dit is, jy sien, die belofte van die Here aan my. Dis die belofte van die Here aan jou. En op hierdie selfde manier behoort ons ook so vir mekaar om te gee. Ek kyk na hierdie gedeelte in Jesaja en ek herinner my weer eens aan hierdie stuk wat hy sê, moenie bang wees nie. Ek is by jou, moenie bekommer wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou. Ek is jou God, sê, ek is jou pa. Ek het die krag, ek het die plan. Ek dink baie keer is ons geneig om eintlik in ons eie te wil gaan soek vir krag. In ons eie te soek vir oplossings. En die Here praat eintlik maar net duidelik met jou en met my vanaand. Om my die versekering te gee dat hierdie maandag wat om die draai is, Dinsdag en Woensdag en Donderdag en Vrydag en Saterdag en Sondag, met alles, hierin te kan vashou. Met die versekering dat hy het. Met die wete dat ek nie alleen is nie. Want ek kan onthou, wanneer die poppot die ver gestraik het en ek aangejaag het, kon ek na my pa toe gaan. Hy was my plek van veiligheid. As ek langs die atletiekveld gestaan het, omdat my pa nie maklik kon loop nie, het hy altyd in sy voertuig gesit. Maar hy was altyd langs die rugbyveld. Hy was aan die ander kant van die veld. En dan kon ek maar net so hoor 'n toeter en ek kon iemand sien uit die kar uit ligte gooi. En dan het hy so oor die deur gehang en net vir ons gewaai om te wys, ek is hier. Ek het een van die beste rugby gespeel. Ek was nie een van die beste atlete nie. Maar my pa was daar. En net omdat hy van die werk af daarna toe gery het en nie langs die veld kon hardloop nie, was hy daar al, het baie om nie raak gesien, geweet van met ek geweet, hy daar gewees. Dit was vir my genoeg gewees. Dit was vir my vervullend. En vanaand moet dit vir jou genoeg wees. En ek glo dit is vir jou genoeg vanaand om hierdie te gehoor het. Jy moes dit hoor. Jy moes vir hierdie week, vir hierdie maand, vir hierdie storm, vir hierdie situasie, vir hierdie angs gebeurtenis wat jy tans deurgaan, hierdie woord net gehoor het. Dis dalk kort en
baie vrae wat jy nog steeds het, dink ek genoeg om te gaan slaap en op te staan met die wete, ek is met jou. Ek is jou sterkte. En Here, vanaand bid ek vir hierdie pragtige Boetanse sal wat luister. U ken hulle harte. Hier is sommiges wat luister vanaand wat stikkend is, angsbevang en in vrees sit. En ja, Here, ons is almal soms angstig, soms bekommerd. Maar vanaand hoor ons die woord so duidelik. En ek beroem my vanaand om hierdie beloftes myne te maak. Ek staan vanaand in vastigheid van my geloof in my krisisse. Om te sê, Here, ek het niks anders nie. Ek wat Stef is, het eers my sterkte, ek het eers my krag. En Here, hier's 'n boeta op TikTok en 'n sis op TikTok en op Facebook en op YouTube, wat vanaand saam luister, wat moontlik deur dieper en deur erger en meer seer gaan, as wat ek gaan. Want my pad is nie sy pad of haar pad nie, en storie is nie dieselfde nie. Maar Here, ons het vanaand die woord wat vir ons sê, dat ons nie hoef bang te wees nie, en te weet dat ek is met jou. Ek hoef nie bekommerd te wees nie. Ek is jou God en ek versterk jou. Ek help jou, ek hou jou vas. Ek red jou met my eie hande. Dankie vanaand dat U vanaand in hierdie oomblik intens betrokke is in my storie, in my lewe en in haar lewe. Ek wil jy moet dankie sê vanaand daar waar jy sit. Dankie Here vir my pad. Dankie vir my storie. Want in hierdie storielyn het ander dalk al sou opgegee, maar ek is nog hier. En in die ritme van my verhaal en storie roep ek vanaand. Mag jy een besonderse aand geniet. Mag jy waar jy nou sit, vervul word met sy krag en sterkte. Dankie Here dat ek saam haar en hom kan bid. Ons roep U aan. Ons vat die woord en ons maak staat vanaand dat hierdie woord in hierdie seisoen tot vervulling sal kom. Jy is kosbaar en baie besonder, mooi aan mekaar geweef. Ek wil jou herinner voor ek afsluit. Daar's niemand soos jy nie. Besef uit die biljoene mense, daar's niemand met die vingerafdrukke wat jy het nie. In die plus minus ongeveer 64 miljoen Suid-Afrikaners is daar niemand wat die 2 duim afdruk het wat jy het nie. Is uniek. Dit sê vir my dat sy oog is op elke man en vrou. Is kosbaar en baie spesiaal vir hom. Dankie vir jou wat elke aand inskakel tussen 8 en 9 en saam kuier en die woord share en wil jy nie maar tog vanaand sy boodskap ook maar share en iemand tag wat dalk bietjie angstig is en bietjie moedeloos voel. En dalk in 'n hopelose toestand homself bevind. Seën en baie blessings vir hierdie week. Ek
Kan nie wag vir hierdie week om te hoor en te sien en te ervaar wat God gaan doen. Ek staan op sy beloftes wat ja en amen is. Wat beteken? Dit sal so wees. Hy is die Alfa en die Omega. Die begin en die einde. Kyk uit om môre aand, selfde tyd, tussen 8 en 9 saam met jou te kuier. God bless.